Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 26ste Julie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: rugbyklub geskort na gedrag teen skeieregsters. Nog sake: VF+ eis ondersoek na bankse sake. Onwettige wapens eis duisende lewens. Clayton Blommetjies speel in sy 150ste wedstryd vir die Cheetahs. Suid-Afrika kry 'n goue medalje in swem by spele in Glasgow. Stormers en Cavaliers pak mekaar vandag in die Karibeker. Die Rodepoort Rugbyklub is vir die res van die 2026 seisoen uit die Goue Leeu's Rugby Unie se Grand Challenge kompetisie geskort na ernstige klagtes oor die gedrag van klaplede en ondersteuners teenoor skeieregters. Volgens die berigte het die GLRI opgetree nadat skeieregters herhaaldelik gekla het oor beledigende en dreigende optrede teenoor wedstrydbeamptes, 'n omgewing waarin skeieregters nie veilig gevoel het om wedstryde te hanteer nie. Herhalende voorvalle wat volgens die Unie die integriteit van die kompetisie en die veiligheid van die amptenare in gedrag gebring het. Die straf beteken natuurlik Rodepoort sal nie vir die res van die Grand Challenge seisoen voltooi nie. Die klub is vir die oorblywende deel van die jaar uit die GLRI rugby geskort. Die besluit is geneem nadat die Unie die klagtes en voorvalle deeglik ondersoek het. Hierdie voorval beklemtoon weer die belangrikheid van en respek vir skeieregters. Rugby Unies in Suid-Afrika volg toenemend 'n streng benadering teen enige vorm van intimidasie of mishandeling van wedstrydbeamptes omdat skeieregters noodsaaklik is vir die voortbestaan van hierdie sport. Die VF+ eis dat daar 'n onafhanklike ondersoek na die Landbank se finansiële en bestuursake ingestel word, nadat ernstige kommer ontstaan het oor die bank se finansiële posisie en die moontlike impak daarvan op boere en op die landbousektor. Die party het ook dringende petisie aan die Nasionale Raad van Provinsies, die NRP, oorhandig. Volgens die VF+, die Landbank speel 'n sleutelrol in die finansiering van Suid-Afrikaanse boere. Enige finansiële of bestuursprobleme by hierdie bank kan voedselproduksie en voedselsekerheid in gedrang bring. Die regering moet volle rekenskap gee oor die bestuur van die instelling en stappe doen om vertroue te herstel. 'n Onafhanklike ondersoek is nodig om vas te stel wat tot die regenkrisis gelei het en wie aanspreeklik gehou moet word. Die VF+ sê die Landbank is van kritieke belang vir landbouekonomie en waarsku dat onsekerheid rondom hierdie bank uiteindelik boere, voedselpryse en die breër ekonomie kan raak indien die probleme nie dringend opgelos sal word nie. Onwettige vuurwapens bly een van Suid-Afrika se grootste veiligheidsprobleme. Volgens syfers wat in die parlement bekend gemaak is meer as 41.000 mense sedert die 2023 boekjaar doodgeskiet met onwettige vuurwapens. Die syfers lyk so: in 2023 is 10.613 sterftes aangemeld, in 2024 10.911 sterftes, 2025 10.450 sterftes en in 2026 sover 9.323 sterftes. Hoewel er afgelope jaar 'n afname was, is die getalle steeds baie hoog. Dit wys dat misdadigers nog maklik toegang tot onwettige vuurwapens kry. Baie van hierdie wapens word gebruik tydens huisrooftogte, kapings, bendegeweld, dwelmverwante misdade en moorde. Dit laat gemeenskappe onveilig voel en plaas groot druk op die Suid-Afrikaanse polisiediens. Kenners sê die polisie moet meer doen om onwettige vuurwapens op te spoor, wapensmokkelaars vas te trek en streng op te tree teen misdadigers wat met vuurwapens betrap word. Daar is ook oproepe dat grensbeheer verbeter moet word om die invoer van onwettige wapens te keer. President Cyril Ramaphosa het 'n tussentydse interdik bekom wat die uitvoering van sekere aanbevelings van die openbare beskermer tydelik opskort totdat die hofsaak volledig aangehoor is. Die tussentydse interdik beteken egter nie dat die Phala saak afgehandel is of dat president Ramaphosa die saak gewen het nie. Die hof het bloot beslis dat die aanbevelings voorlopig nie uitgevoer moet word voordat die regsgeding afgehandel is nie. Die kern van die dispuut is of die openbare beskermer se bevindinge en aanbevelings regmatig was. Regskenners sê 'n tussentydse interdik is 'n normale regstap om te keer dat moontlike onherstelbare skade aangerig word voordat 'n finale uitspraak gelewer word. Die finale uitslag van die hofsaak sal uiteindelik bepaal of die openbare beskermer se bevindinge en die aanbevelings gehandhaaf of tersyde gestel moet word. Tot dan bly die Phala saak een van Suid-Afrika se belangrikste politieke en regsake. 2 studente van die Majuba Mans Koshuis aan die Universiteit van Stellenbosch is uit die koshuis geskort nadat hulle skuldig bevind is aan die onwettige betreding van 'n medestudent se kamer.
Die twee het erken dat hulle sonder toestemming by die studentse kamer ingebreek het en sy bed, matrasse en rusbank uit die kamer verwyder het. Die voorval het glo gevolg na 'n meningsverskil wat tydens 'n interkoolse sokkerwedstryd ontstaan het. Die universiteit se dissiplinêre komitee het besluit dat die optrede 'n ernstige skending van die student se privaatheid en waardigheid was. Benewens hulle skorsing uit alle universiteitskoshuise moet die twee studente ook 50 uur gemeenskapsdiens verrig en hulle mag vir die 2027 termyn geen leierskapsposisie aan die universiteit beklee nie. Vroeg en volop winterreën het vanjaar gelei tot 'n skouspelagtige blommeseisoen in dele van die Noord-Kaap. Die veld is reeds met kleurvolle veldblomme bedek en kenners meen die blommeseisoen kan een van die beste in jare wees as gunstige weerstoestande verder voortduur. Gebiede soos Namakoland, Kamieskroon, Springbok, Nieuwoudtwil en die Namakwa Nasionale Park lok reeds besoekers wat die bekende blommepragt wil beleef. Toerismeonderneming sê die vroeë blommeseisoen bring reeds meer besoekers na hierdie streek wat 'n welkome hupstoot vir plaaslike gastehuise, restaurante en ander besighede is. Baie toeriste beplan hulle besoeke vroeg om die blomme op hulle mooiste te sien. Kenners herinner besoekers om op gemerkte paaie en wandelroetes te bly en nie blomme te pluk nie en die natuur te beskerm sodat toekomstige geslagte ook 'n unieke verskynsel kan geniet. As die weer gunstig bly, word verwag dat die blommeseisoen oor die volgende paar weke sy hoogtepunt sal bereik en duisende besoekers van reg oor Suid-Afrika en die wêreld dan die Noord-Kaap sal lok. Al hoe meer Suid-Afrikaners voel die druk van stygende lewenskoste, hoë skuldvlakke en ekonomiese onsekerheid. Hoewel baie mense harder werk om kop bo water te hou, raak dit vir talle huishoudings moeiliker om maandelikse uitgawes te kan dek. Kenners waarsku dat die finansiële druk nie net arme huishoudings raak nie, maar ook die middelklas. Baie gesinne moet hulle bestedings aanpas, minder spaar en in sommige gevalle meer skuld aangaan om basiese uitgawes soos kos, brandstof, elektrisiteit en vervoer te kan bekostig. Dit plaas verdere druk op gesinne wat reeds sukkel om aan die einde van die maand uit te kom. Klein ondernemings voel ook die gevolge wanneer verbruikers minder geld het om te bestee, daal verkope en word dit moeiliker vir besighede om te groei en nuwe werksgeleenthede te kan skep. Ekonome meen die oplossing lê in sterker ekonomiese groei, meer beleggings, beter dienslewerings en die skep van volhoubare werksgeleenthede. Sonder hierdie veranderinge sal die finansiële druk op gewone Suid-Afrikaners waarskynlik voortduur. Vir baie mense gaan dit nie net oor luksede nie, maar bloot daaroor om genoeg geld te hê vir die noodsaaklikhede van elke daaglikse lewe. Daarom bly die ekonomie en die koste van lewe van die belangrikste kwessie wat Suid-Afrikaners daagliks raak. Die Toyota Cheetahs het 'n indrukwekkende 43 teenoor 21 oorwinning oor die Sharks 15-tal in Bloemfontein behaal. Dit was 'n besonderse dag vir die tuisspan, aangesien Clayton Blommetjies sy 150ste wedstryd vir die Cheetahs gespeel het. Die Cheetahs het van die begin af die pas aangegee met aanvallende rugby en goeie verdediging. Hulle het hulle kanse goed benut en die Sharks 15-tal onder druk gehou om 'n verdiende bonuspunt oorwinning aan te teken. Blommetjies se mylpaal maak hom een van die Cheetahs se mees ervare en loyale spelers. Hy dien al jare lank hierdie span met onderskeid en sy 150ste verskyning is 'n bewys van toewyding en konsekwentheid. Die oorwinning gee die Cheetahs waardevolle momentum in die Karibeker reeks en sal die span se vertroue versterk vir die uitdagings wat vir hulle voorlê. Vir die ondersteuners was dit 'n ideale manier om 'n spesiale dag vir een van hulle gunsteling spelers te vier. Die Verenigde State van Amerika se 120 vroue rugbyspan het Vrydag 'n oortuigende 60-17 oor die junior Springbok vrouespan op die Marcotte rugbyveld in Stellenbosch behaal. Die Amerikaners het van die begin af hulle stempel op die wedstryd afgedruk en met vinnige aanvallende spel en goeie afrondings. Die Suid-Afrikaanse span het hard probeer terugveg en 'n paar goeie drieë gedruk, maar kon nie die besoekers se tempo en fisieke spel ewenaar nie. Vir die junior Springbok vroue was die wedstryd 'n waardevolle leerervaring teen sterk ervare internasionale teenstand. Die afrigtingspan sal die wedstryd ontleed en fokus op die verbeteringe wat nodig is voordat die span weer in aksie sal wees. Die Protea netbalspan staan voor 'n groot uitdaging by die 2026 Statebondspel in Glasgow, waar hulle teen van die wêreld se sterkste netballande te staan gaan kom. Suid-Afrika is in 'n moeilike groep, saam met spanne wat gereeld onder die wêreld se beste stel. Elke wedstryd sal belangrik wees as die Proteas 'n plek in die uitspelrondes wil verseker. Die afrigtingspan glo die spelers het goed voorberei en is gereed om hulle beste netbal te speel. Die fokus sal wees op gedissiplineerde verdediging, vinnige balbewegings en ongeleenthede onder goeie doelpale te benut. Hoewel lande soos Australië, Nieu-Seeland en Engeland as gunstelinge beskou word, het die Proteas sal bewys dat hulle enige span op hulle dag kan verras. 'n Goeie begin in die groepfase kan die selfvertroue gee wat nodig is om diepte in die toernooi deur te dring. Sloveense fietsryer Tadej Pogačar het die 19de skof van die Tour de France op indrukwekkende wyse gewen en daarmee sy voorsprong in die algehele wedloop verder vergroot.
Pogacar het op die veeleisende bergroete sy klas gewys deur op 'n beslissende klim weg te breek van sy naaste teenstanders. Met sy oorwinning het hy nie nog 'n skofsege by sy indrukwekkende loopbaan bygevoeg nie, maar ook sy greep op die geeltrui verder verstewig. Die oorwinning plaas Pogacar in 'n uitstekende posisie met slegs 'n paar skofte oor. Tensy iets onverwags gebeur, lyk dit goed dat hy op pad is om nog 'n Tour de France titel te verower. Sy vertoning is deur die kenners geloof as een van die sterkstes van hierdie wedren en hy bly die maatstaf waarin die res van die ryers moet gemeet word. Die laaste skofte beloof steeds goeie opwindende fietsren aksie, maar Pogacar het nou die duidelike voordeel in die stryd om die gesogte geeltrui te wen. Nathan Hendricks het Suid-Afrika trots gemaak deur die goue medalje in die 100 meter vir mans vryslag by die 2026 Stadtobotspel in Glasgow te verower. Hendricks het uitstekende wedloop geswem en sy teenstanders in die eindstryd uitgestof om eerste aan te raak. Sy oorwinning besorg Suid-Afrika nog 'n belangrike goue medalje en bevestig die land se groeiende sukses in internasionale swem. Die goue medalje is die beloning vir hulle jarelange werk, toewyding en voorbereiding. Hendricks se vertoning is ook 'n inspirasie vir jong swemmers. Suid-Afrika se ondersteuners het sy prestasie met groot vreugde gevier en daar word gehoop dat sy sukses vir die res van die span sal motiveer om sterk vertonings by hierdie Stadtobondspele in Glasgow te kan lewer. Rugby ondersteuners kan uitsien na opwindende Karibeker wedstryd wanneer die Stormers 15-tal vandag teen die Boland Cavaliers te staan gaan kom. Albei spanne sal vasberade wees om 'n belangrike ligapunte in te palm. Die Stormers sal hulle ervaring en diepte wil gebruik om die wedstryd te beheer, terwyl die Cavaliers alles in die stryd sal werp om vir nog 'n verrassing te kan sorg. Die Cavaliers het reeds gewys dat hulle nie sal terugstaan vir groter spanne nie en hulle veggees kan die Stormers behoorlik laat werk vir hulle oorwinning. Die Stormers aan die ander kant beskik oor verskeie spelers met hoë vlak ervaring en sal probeer om vinnige aanvallende rugby hierdie wedstryd te kan oorheers. Met albei spanne wat graag die seisoen sterk wil begin, voortsit, beloof en kragmeting, goeie tempo, harde fisieke spel en opwindende aanvals rugby te lewer. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for You. U kan vir Diana of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1122, Polokwane 521, Lephalale 823, Mbombela 623, Mahikeng 822, Pretoria 722, Johannesburg 1020, Ermelo 420, Kalahari 1227, Gaborone 1022, Richards Bay 1124, Pietermaritzburg 723, Durban 1122, Port St Johns 926, Pongola 1024, Maputo 1323, Bethlehem 23, Bloemfontein 520, Alawal Noord 521, Welkom 721, Vryburg 624, Kimberley 923, Appington 1226, Prieska 925, Springbok 1227, Karasburg 1328, Keetmanshoop 1227, Mariental 1128, Alexander Bay 1634, Brandvlei 1025, Lourdes Bay 2234, Vredendal 1333, Kaapstad 1224, Sutherland 819, George 1225, Jeffreys Bay 1026, Geberra 926, Graaff-Reinet 825, Kaaphogalas 720, De Aar 822, Molteno 418, Beaufort Wes 1126, Oos-London 825, Mabalane 13 in die oggend 25 grade Celsius in die namiddag. Ons verkorte weerberig per provinsie vir vandag: Limpopo koud tot koel met sonnige toestande, plaaslik baie koud in die suide. Mpumalanga gedeeltelik bewolk en koel, kouer oor die Hoëveld. Gauteng sonnig en koel, matige winde in die middag. Noordwes provinsie sonnig, droog en koel tot matig warm. Vrystaat koud tot baie koud, veral vroegoggend, sonnig gedurende die dag. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk met koel toestande, warmer langs die kus. Oos-Kaap koel tot koud met gedeeltelike wolke, vars winde langs die kus. Wes-Kaap bewolk met reën en buie oor die suidwestelike dele, koel tot koud. Noord-Kaap provinsie sonnig en droog, koud in die oggend, later matig warm. Gedagte vir die dag: sukses kom nie altyd deur groot spronge nie, maar deur die klein, getroue tree wat elke dag vorentoe geneem word. Moenie moed verloor as die pad lank lyk nie. Elke nuwe dag gee jou nog 'n kans om nader aan jou doel te beweeg. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en naweek verder word vir almal toegewens.